Welkom by Geselsnet Nuus, episode 7. Maggie, ons begin hierdie week met goeie nuus. Ek dink al die artikels wat ek vandag het, is eintlik meer goeie nuus of goeie informatiek. Net slegte nuus reg. Ons begin hierdie paasnaweek lekker. Paasnaweek Met 'n haai. begin soet. Vertel ons. Daar is 'n vermeende motorsyndikaat in Klerksdorp gewees wat hulle die mense gevang wat motors wil verkoop Okay. of koop althans. Dan lok hulle na 'n spesifieke plek toe in Jouberton. Okay. Die mense kom natuurlik mos nou met geld Kontant. en dan word hulle beroof. En hulle het nou in verlede week het hulle verdagtes se modus operandi is om 'n Toyota Avanza op social media te adverteer en dan slagoffers na 'n huis in Jouberton te lok waar die verwagte transaksie sal plaasvind. En dan tydens die onderhandeling het 'n groep verdagtes egter na die huis gekom en die slagoffers beroof. En dit is eintlik sleg, nee, want jy vertrou mos nou jy koop 'n kar wat jy nodig het. Jy vertrou. En die ding is, weet jy dink is 'n normale transaksie Natuurlik. en jy gaan so 'n mens moet maar versigtig wees deesdae waar jy 'n transaksie gaan doen. Ek wou nou net sê die raad wat mense dalk hier uit kan gee en volg en luister na is, as jy weet jy gaan privaat iemand ontmoet om spesifiek kontant oor te handig, sê vir jou vriende, ek gaan na een of ander koffiewinkel toe en ek gaan die dag kry en ek Dis gaan hy. motor kyk en koop en so aan. En laat die mense saam met jou gaan of weet jy is daar so ietsie gebeur. Met ander woorde, kom in die publiek. Kom in die publiek, daar waar jy weet Ek jy is het nog veilig. altyd gevoel dat 'n plek soos 'n parkeerterrein of selfs reg voor 'n polisiestasie of miskien nou nie ons polisiestasie, maar Of sê meeste nog ander nie, nog in elk geval polisiestasies beroof of wie wat jy kan miskien selfs gaan na 'n sekuriteitsmaatskappy toe. Dis eintlik 'n oulike idee. Parkeer reg voor hulle besigheid, verwittig hulle binne dat jy nou verwag om 'n kar te koop. Yes. En hulle kan jou dalk net 'n oog Ja, hou. ek dink dit is eintlik 'n oulike idee. Ja. So dis die een Right. ding. So ek is bly daai mense is vasgetrek. Dit is goeie nuus. Dis goeie nuus. Dan die neef en niggie wat hoe is hulle gehijack of ontvoer. Okay. Nou dis nou vroeër die maand gewees, maar op die 25ste Maart is hulle toe nou teruggevind. Uitsa. Nog Goeie nuus daar, ja. Ek hou van hierdie goeie Dis 'n nuus. hele interessante proses gewees van wie wat hulle het, die mense wat hulle wou ontvoer, het 'n kar gesteel, 'n Audi, en toe blykbaar teen hulle vasgery in die proses. Yes. Dis nog 'n scary proses gewees, maar julle moet maar die hele artikel gaan lees in die ander media. Ons bring net vir julle die goeie deel van Ja, die nuus. vandag next bad. Dan uitstekende stukkie nuus. Dit lyk my ons hospitaal in Ja. Klerksdorp, Sepong Hospitaal word goeie hospitale Reg. en van die top hospitale in die land. In die land. In die land. Nie eens Noordwes of wat Maggie, dan. ek is seker jy het hierdie ek gaan vir jou nog 'n stukkie inligting daaroor lees. Ja. Maar ek dink jy het ook die ding raak gelees van die ek het deurgelees nie. ja. Ons het nou wat hulle noem 'n new hybrid cath lab. Dis nou hartchirurgie en so aan. En daar is nou op die 26ste Maart is daar 'n pacemaker, 'n permanente pacemaker op iemand ingeplant wat dit nodig gehad het. En dis by Sepong gedoen. En dis nou die eerste in ons area nou daarvoor. En in April gaan daar addisionele dokters opgelei word op verdere prosedures. So hulle gaan die dokters oplei vir dit. Dit is Angiograms en 'n klomp ander goeder. So dis uitstekend en Ek dink nogal so. Ek moet eerlik sê die mense begin baie goed praat van Chipong. Jy kry maar nou hier en daar 'n gevalletjie wat almal nie gelukkig is nie, maar die hospitaal is besig om naam te maak. hulle is besig om naam te maak. En almal het nou al seker gehoor van 'n dokter Ibrahim Variawa. Ek dink hoop ek spreek dit reg uit, verskoon my dokter. Maar hy is nog altyd in die voorgrond van virusnavorsing, siektenavorsing en TB-navorsing. Ja. En hy het nou vroeër hierdie jaar het hy ondersteuning gekry van die Gates Medical Research Institute vir verdere navorsing teen TB. Nice. En ek het dan gaan sien toevallig op die tenders wat in Matlosana uitgereik word, dat daar beplanning is vir ekstra geboue en uitbreiding van die TB wards. Wow. So ja, die mense doen goeie werk en soos die dokter gesê het, ek gaan dit nou lees in Engels,
is dat hulle beplan om die TB regimen, a shortened treatment regimen with fewer tablets would make a tremendous difference to people with tuberculosis. Ons weet dat die hele treatmentproses van tuberculosis is kompleks, vreeslike klomp pille wat mense opneem en hulle is besig met research daarvan en met ondersteuning. baie goeie nuus. Gesponsor Ek hou baie deur die Gates Medical Research Institute. So, nog 'n Dit stukkie nog nie 'n goeie probleem nuus. met fondse wees. Aha. Maggie, wil jy hierdie lees? Ja, nee, ek gaan vandag vir jou al die papierwerk Ek gee. het al die papierwerk. Ek Julle gaan net praat. ja, Gesels. gesels oor Ek die het nuus. baie gesels hierna. Ja, jy moet ook 'n bietjie gesels. Julle onthou seker almal vir Juffrou Elane Barkhuisen van Swaziland Reineke. Swaziland, ja. Sy was onderwyseres daar gewees en op die eerste dag van skool het sy 'n foto geneem. Eintlik in 'n ander klaskamer, is eers haar klaskamer gewees nie. Toe is daar skielik 'n vreeslike commotion omdat hulle gesê het, o, die arme swart kinders word gesplit van die wit kinders en daar's 'n hele rassistiese ding gewees. En sy's in die publiek aangeval, sy's deur Erg aangeval deur mense en uiteindelik na 5 jaar het die MEC Northwest Education MEC vir haar om verskoning gevra. Dis jammer, is nou 5 jaar. Dis nou net wat ek vir jou wou vra. Okay, goed en gaaf, hulle het nou gesê hulle is jammer. Soveel mense word nou gaan ek my opinie lewer, okay. Soveel mense word vinnig aangevat as hulle dink die daad is verkeerd. Maar daar's so min mense wat opvolg om te kyk, maar was dit regtig die daad, is dit okay. In haar geval, sy is toe nou onskuldig bewys. Wat het van haar na 5 jaar geword? Gaan daai vrou ooit weer haar lewe kan optel na daai 5 jaar? As sy in die straat loop, gaan daar mense wees wat raak gelees het wat sê, ons is so jammer, ons was verkeerd. Ja. En of gaan die mense sê, dis daai vrou. Ek voel baie sterk oor die wat mense, hulle kan jou vinnig aanval, maar hulle kan nooit reg maak. Ja. So ek En die ding is, die Voel dit verskoning baie is daar, maar het hulle dit raak gelees? 1 en nommer 2, aanvaar hulle die verskoning. Dis Want jy kry mense wat sê, ja, dis 'n verskoning wat gemaak is. ja, Hulle bly vas op wat hulle doen. maar dis wat ek sê, want as ek nie daai raak gelees het nie, of ewen die jammer net raak gelees het nie. En ek loop in die straat en dink, dis daai vrou. Ek het nooit raak gelees nie. Jy verstaan. So ek voel as iemand onskuldig bewys hulle word, sê, is dit ek 5 het nie jaar geweet. later. Ja. Ek het nie geweet nie. Doen dit proper. Doen dit proper, gaan dit groot proper. daarop, Ja. sit dit in die media, op televisie en so aan en sê, Ja. jammer. Maar ek wil graag hierdie stukkie lees, want ek dink dit is belangrik, waar die MEC in Engels. It is regrettable that the former MEC failed to respect, protect and uphold your rights, as well as the rights of your family. I hope that our sincere apology to you, your family, and to the nation at large will be accepted. Is dit die enigste verskoning? Nee, dis maar nie deel van die verskoning, maar ek hou van daai stel. Maar ek bedoel, dit is nou net wat hier gebeur, net op die blad, nê. Ja. Maar Nêrens ietsie. dit is daar's niks wat ek gesien het in die nuus of 'n ander TV nuus nie. Maar mense In 5 jaar daai vrou baie seer gekry. versprei maar die woord dat daar is 'n apology uitgereik Ja man, ja. en Vir my is jy dit nie waarbaar so nie, maar die mense wat teen haar gedraai het, gaan sê dan jammer. gaan sê jammer. Gaan sê jammer. Apologize. Dan ek wil 'n bietjie praat oor Julius Malema. Mag ek maar? My raak Maggie, baie erg. mag ek vir Julius Malema goed praat? Is dit? Die EFF. Wat mense doen, gee dit vir ons. Mense, sit stil. Nee, moenie kwaad raak vir my nie. Maar ons moet tot 'n mate, selfs die mense met wie jy nie altyd saamstem nie, want glo my, ek is maar een van daai mense, ek stem nie saam met alles wat hy doen nie. Maar hy volg die korrekte strategie deur vir sy mense duidelik op 'n groot verhoog te gaan sê, the people of Northwest don't have basic services. They don't have houses. They don't have roads. They don't have water. Dit is goed dat ons elke dag ervaar. So daarmee stem ek saam. Hy het dit nou gaan sit op 'n groot verhoog. En dan een van die belangrike goed wat hy ook gesê het, waarmee ek saamstem, en nog altyd saamstem. Let the minds of Northwest benefit the people of the Northwest. No mind of the Northwest must benefit people from outside Northwest. Totally agree, okay?
let employment in mines start with the children of Northwest. Ek stem grootliks daarmee saam dat dis my onregverdig dat jy mense van Limpopo. ander provinsies intrek en hulle kom werk in ons myne en ons mense wat hier bly Het nie sukkel werk om werk te kry. Okay, So een dis- sensible nice ding. Ja. Dis 'n sensible nice ding. Plus daar is nog 'n nice dingetjie wat hy gesê het. Hier is eintlik 'n ander artikel, was toevallig ook oor Malema en hierdie selfde byeenkoms van hom verlede Saterdag. Nou praat hy van die Noordwes provinsie. Many roads are abandoned and others are permanently under construction. In the Northwest, a trip from Rustenburg to Mahikeng is going to take you 4 hours instead of 2 because of the roads are not proper. Mooi, Sy so dit begin raak sien. Ja, en dan, soos hy verder ook sê, either the roads have potholes or they say they are being repaired, but they aren't fixing anything. They are only fixing their own pockets. Nou kyk nou, as hy dit Daai is ware woord. Ja, nee, as hy dit sê, dan gaan ek nie met hom stry nie. So daar stem ek 'n bietjie met hom saam. Ek het bietjie ietsie gepraat wat Hy het 'n waar bietjie is. gepraat. Hy het 'n klomp ander Reg goeters ook gaan sê. Maar gaan lees. Julle kan hom maar gaan lees in The Citizen. Hulle gaan nou nie happy wees as ons nou Ons so is lank. ons is nie hier om vir julle hele artikels Ja. te bring. Ons bespreek net die Ons is nie nuuslesers. Ons is nie nie. nuuslesers Ons nie. Ons bespreek die goed waarop ons afkom in kort. Wat ons voel is belangrik. Die wat belangrike mense nie elemente weet van daarvan. nie. Ja, Ja, sy, daar ja. sy. Dan het ek op 'n baie interessante ander ding afgekom. Dis nou 'n ding van die regering af, Okay. waar hulle nou sê dat the Northwest government commits to completion of infrastructure projects. Dis eintlik al van vroeër die jaar, Dis gehighlight, waar hulle is sê dat ja, kom ons vat nou eers die paaie, soos dit nou Okay. ons vriend Julius daar gepraat het. Blykbaar wil hulle die R30 van Klerksdorp na Ventersdorp en tot in Orkney oordoen. Met ander woorde van Ventersdorp af dwars deur tot Orkney toe. Ja, is hy. En daai pad se herkonstruksie word oorgehandig aan Sanral. Okay. Wat daar gebeur sal ons nou maar verder sien. Plus om potholes aan te spreek, het hulle gesê dat hulle oor die 320 km se potholes oor die provinsie wil herstel en die proses gaan 429 jobs Create. skep. Okay. Maar hier's nou die belangrike ding wat ek nog altyd sê en ek het dit in 'n vorige video ook gesê. Municipalities such as Motlasana and JB Marks are to insource road maintenance and pothole patching on an ongoing basis as a municipal function undertaken by municipal employees. He explained that this initiative will be emulated in other municipalities across the province. Wat dit basies beteken is dat hy sê hulle moet ophou om die werk te vir buitekontrakteurs te gee. Jy weet hulle hou op om dit vir nou kom 'n kontrakteur en dan sê hulle vir hom daar moet 3 potholes reggemaak word. Dan word dan getender vir hierdie 3 potholes. Ja. Dit vat so lank om vir daai 3 te tender teen die tyd dat hy daar kom om daai 3 reg te maak, het daai 3 6 geword. Ek wil net sê dit gate. Dan is dit 'n klomp gate en dan word net daai 3 reggemaak, die res word gelos. Ja, die ander 3 want hy het nou nie getender, Ja, ek hoor jou. exactly. Maar as daai funksie binne die munisipaliteit is, dan maak hulle reg ongeag En van ek kan 'n bietjie werk waarvoor hulle betaal. exactly. En hulle skep werk Ja. binne die munisipaliteit. En En sy dorp. die kontrakteurs kom gewoonlik partykeer van ander provinsies af. Dan gaan ons geld weer uit die dorp uit, Presies. uit die provinsie uit. Hier is 'n baie interessante ding. Load shedding. Hy sak. Kyk. Ek sien ons is daarom hierdie naweek vry vir dit. So Ja, dis 'n seëning. Dit is 'n seëning. Ek dink dit gaan baie daaroor dat baie van ons industriële besighede dalk toegemaak het en nie daai krag Nou, dit kan wees, hè. ons is En jy dink altyd 'n stappie ver. Ja, maar to help put an end to load shedding, the province has signed a memorandum of understanding with the Chinese National Import and Export Corporation. Ja, dit is nou Chinees, maar wag. The agreement aims to construct gas-to-electricity power stations worth 16 billion rand in the city of Matlasana and Moses Kotane local municipality, respectively.
The first phase of this project, he said, will see Matlasana producing 198 megawatts of electricity. Dis flippin awesome nuus eintlik. Met ander woorde, Klerksdorp, Matlasana, gaan ons eie kragstasie kry. Jessie, dis eintlik baie. En dis weer werkskepping. Werkskepping, maar ek moet nou by sê, dis 'n memorandum of understanding, daar's nog genoeg, op hierdie stadium nog geen verdere, ja. Nou, hulle verwag dat hierdie projek soveel as 10,000 werksgeleenthede gaan skep, tussen die twee kragstasies, een van die JB Marks en een van die Matlasana munisipaliteit. Dis baie goeie nuus om te hoor. Ek Dis hoop hulle baie voer dit goeie. deur. So, kom ons hoop dat dit deurgevoer word en dat Klerksdorp sy eie kragstasie kry. Baie Ek wonder net waar gaan hulle hom bou? Waar's 'n goeie plekkie? Dis baie oop. Kan hulle net Dis so baie bou oop word, nou grond. nie weer kan dalk die goed gesteel word. En dan 'n baie, hierdie is die slegte nuus nie, maar dis interessante nuus wat nou weer vrae skep. Okay. Ons weet ons refuse trokke is 'n gemors op hierdie stadium. Daar's net 2 wat loop en brood amper elke week oor dit, nê? ja. Nou, daar's 'n nuwe tender uitgereik. Appointment of 3 service providers for leasing of 15 refuse removal trucks with low bin lifters for a period of 6 months. So is ek 3 verskillende Ja, kontrakteers of wat ook al. sover ek verstaan, ja. Nou dit lyk my, hulle soek nou net dringend 15 trokke vir 6 maande. Ja. Dis 'n baie kort tender gewees. Die tender is uitgereik op die 20ste Maart hierdie jaar en hy het toegemaak op die 26ste Maart, so hy's reeds toe. 6 dae vir 'n tender. 6 dae is hierdie tender oop gewees. Okay, en hulle soek 3 servers. Hulle soek 3 service providers en 'n totaal van 15 refuse trokke. Hier is nou my vraag. Hoe gaan hierdie mense betaal word? En gaan daai geld van ons as belastingbetalers kom of gaan dit afgetrek word van die 75 miljoen rand? Ja, want Kontrak waar- wat waar- reeds- Exactly. Want daai 15 trokke vervang tydelik die trokke wat veronderstel is om reeds Om te loop. te loop. Of ons gaan nou weer dubbel betaal. So as dalk een van die raadslede daar buite vir ons meer inligting kan Duidelikheid gee kan gee. of dit dalk aan ander nuusorganisasies kan oorhandig dat ons net 'n bietjie duidelikheid daarop kry, sal dit waardeer word. Ons wil juist spekuleer, ons soek antwoorde. Ons soek Ons hou daarvan om oor sekere goed te spekuleer soos Hennies. Hennies, hoorie. Daar is sterk spekulasie dat Hennies langs Westpac gebou word by Flamwood. Sommige sê spekulasies, maar ek het eintlik klaar gehoor dat hy definitief lyk my daar by die ou Toyota. Ja, maar hy oop stuk motorplekkie was. Direk langs Mike's Kitchen eintlik. Maak hy Jy sien maar dis nou wat interessant. Mike's Kitchen links is daai area en Westpac regs is daai area. Ja, Ek wonder net waar gaan daai mense kuier op 'n naweek? Wat werk by ek wil net weet, gaan dieselfde reëls bly. Gaan definitief nog met die linkerhand moet drink. Gaan daar 'n vletjie geblaas word. Gaan dit dubbel vir die ek's baie nuuskierig. Ja, Ek is ongelooflik baie nuuskierig om te maar en gaan ons eie glase moet koop? En dis asseblief nie. Ons weet Want jy maar, betaal R10 vir 'n plastiek glas. jy Ek kom kan by nie- event en Klerks dan moet jy R10 betaal vir 'n So vir plastiek die klas glas. stigma is jy moet R10 vir 'n plastiek. Ja, nee, kan nie. Dan met chachos het ook nou. Ja, met chachos wat nou al dis 5 jaar in wording gewees. Daar's vreeslike probleme gewees om die gebou aan die gang te kry ensovoorts. Maar ek is bly. Hulle het offisieel gisterand oopgemaak. Ja. Ek het die foto's op Facebook gesien. Dit lyk dit nogal regtig baie mooi. So ons sal dit reg gemaak. Ons sal dit reg gemaak. Ek love Muchachos Maar chips. om terug te kom na Hennies toe, as daar ek wil vra, ek het eintlik 'n request. Nou, so mense dit sê. As daar iemand is wat weet wie, ek weet nie, is dit die eienaar self wat hier gaan kom oopmaak of is dit 'n franchise wat ander Die eienaars? informasie wat ek gekry het is dit 'n franchise. Okay. So as iemand weet wie dit is, ons wil graag met dit praat. Ons wil baie graag 'n onderhoud met hulle voer en die vrae wat ons het, wat ons weer die publiek gaan hê, ons sal hulle kontak. Dit sal Laat weet ons. interessant wees. In die comments, nee. En Ja. jy het nog goeie nuus. Die ek is 'n een slegte enetjie, maar dis eintlik meer 'n waarskuwing. Terwyl ons op die eetplek is, kom ek roer om eers aan. 'n sekere pap in die dorp, ek gaan nou nie uit die naam noem nie, maar 'n sekere pap in die dorp het 'n lelike stelletjie afgetrap eintlik die week. Ek het dit nou ook op Facebook gesien.
ek wil die dame eintlik 'n swendelaar noem. Sy het kos Scammer bestel, vir 'n die scammer, ja. Ag eintlik sal die dame nie omgee as ek dit noem seker wie sy is, maar in elk geval hulle het kos bestel by die pub en 'n bewys deurgestuur PAP dat sy betaal en daar gestop, kos opgetel en poep weg is die gul. En die geld so uit in die bank nie. Ek weet nie hoe kan mense dit hanteer nie, want ek is baie sterk op van as ek ietsie bestel, dan sê ek vir hulle kan ek die kontant gee met die aflewering of as ek die goods moet gaan optel. En as daai vir my sê nee, dan dink ek jammer, my besigheid is of nie belangrik genoeg nie of jy skelm. Klaar. So hulle vervals die goed, daar's soveel scammers daar buite. Ek weet ons sê vertrou jou medemens, maar just be awake. Dit wil ek amper nou saam met dit. Ongelukkig doen hulle soveel skade aan mense wat wel eerlike besigheid wil doen. Daar is klein besighede wat amper eksklusief werk in Marketplace of Facebook ensovoorts en dan hierdie tipe aflewerings wil doen vir mense, maar hulle verwag daar moet eers betaal word voordat hulle die aflewering kan doen. Omdat hulle gescam is. Maar die probleem is, nou kry jy hierdie tipe mense wat as jy nou vir hulle 'n ding gaan stuur, gaan hulle nie betaal nie. So, weet dit raak 'n wederwysydse probleem. Maar ja, die dametjie het blykbaar al welkom. Ek weet nou, ek het al die plekke gelees waar sy die mense nou al ingedoen duisende rande, verstaan ek. Soos ek verstaan, is dit nie net die eetplek wat sy ingedoen het nie. Sy het blykbaar 'n tattoo artist ook ingeloop. Welkom glo 'n motor van ek dink oor die R10,000 of ietsie wat ek weet nie lekker hoe die storie van die welkom is nie. Maar ek het net maar net so met my oë geskan hierdie week en ek gesien sy weet wat sy doen. Sy weet om jou uit te scam, sy weet om jou So mense, wees maar versigtig, gaan kyk op die mense se webblaaie. Ek weet nie ek wil nie graag ons wil nie graag die foto's en so aan versprei nie. Maar daar is 'n swendelaar. Eintlik kan mens maar ek dink nie Melanie sou omgee as ek sê dit was nou maar Olies. Pap wat Melanie te groot had, sy trust enige iemand hoor so. Ja. Wonderlike mens, maar weet jy wat? Ons moet versigtig wees. Ja, gaan kyk op hulle blad as jy wil weet hoe lyk die dame en versigtig te wil wees. So jy is meer as welkom. En dan ons laerskoolkinders het amazing gedoen. Hulle was by die Noordwes ene. Ek gaan vir dit moet presies lees want hulle gaan my kwaad wees as ek dit verkeerd sê. Ek weet van een seun spesifiek. Ek wil nie eintlik name uitsonder nie want almal het great gedoen. Rian, ek was trots op hulle. Hulle het die SA kampioenskappe gaan doen. Daar's 'n meisietjie Wat sal atletiek? Atletiek. Okay. Imke. Imke. Ek weet nie of dit is hoe mense dit uitspreek nie. Sy het ook goud ontvang sover ek weet. Ek het vir haar nogal gesit en kyk, sy het goed gedoen. Daar was kinders van laerskool Lahof. Ek is nie seker sy Lahof of saamtrek nie. Maar daar's kinders van Lahof, Laerskool Meyringspark. Daar was regtig baie van ons Noordwes kindertjies, maar ek wil een seun. Okay. Wil ek uitsonder. En dis Ryan Beets. Ryan Beets. Familie van Beets? Ja. Wat? Van Michael Beets. Ja. Ja, is sy broer Brian se seun. My jene. So ja, die dogtertjie slaat ek met haar naam nou. En die dogter Lianke, sy doen baie goed in spiesgooi. Sy was in ons plaaslike koerantjies al ensovoorts. Okay, ja. En toe kom haar boetie en hy surprise ons nou nogal. Dis nou nog. Ek gaan dit lees. Ek het dit gescreenshot op sy ma se Facebook want ek wil dit reg uitbring. En Ryan sy sê wen vandag die goue medalje en stap weg as die Suid-Afrikaanse kampioen met 'n nuwe rekord en 'n PB agter sy naam. Die ou rekord was 11.93 meter. Die nuwe rekord is 12.47 meter. Dis 12.47. Met ander woorde, hy het met 'n halwe meter die rekord verbeter. Ja, en elke Well keer kom die kind done. ek weet sy lig vir Hailey van den Heever en Brandon Durant uit. Want lyk my hulle het hom, jy weet, privaat seker net maar afgerig of wat ek al. Wat sy hierso sê sy sê ja, jy het hierdie seisoen elke liewe byeenkoms 'n rekord gebreek behalwe die top 20 by die UE wat jy wel gebreek het. Okay. So dit is nou vir gewigstoot. So hy het sy rekord gebreek, die rekord gebreek en hy het 'n goue medalje gebring. So ek wil eintlik vir hom sê flipping well done Ryan. Dit wil doen wees maar aan ieder en elk wat so ver gegaan het wat Noordwes gaan verteenwoordig het, wat hulle beste gee het. Thumbs up vir julle. Regtig, dit is En ons moet sommer die ouers ook bedank want onthou die kinders kan nie altyd so goed doen as hulle nie die ouers se ondersteuning het. So vir die ondersteuning van die ouers en die coaches
daar het ons nou gehoor, goeie coaches maak 'n groot verskil. Ja, dit is duur hoor. Dit is nou petrolkies en dit is allerhande goed so. Well done. Ek dink net wat wag vir daai kinders in die hoërskool. Ons gaan Opgewonde. Sien. Sy So ja, en dan dink ek ons is nou eintlik vandag. Ja, dis ons het interessante nuus gebring, weet dit is 'n vroeë nuus op 'n donderdag vir 'n verandering, want môre is Goeie Vrydag. Ja. En ons moet onthou waaroor gaan die naweek, dis familie en onthou waaroor gaan Paas. Ja, dis nie net 'n paaseier setup en 'n voggiekuier nie. Dit is geniet jou gesin. Dis min wat ons sulke lekker lang naweke kry. Ja, en as jy gaan kuier vir vriende of familie, wees veilig op die paaie. Maggie se gesegde, kyk vir die ander ou om jou. Wees veilig. Hou maar die voggies eenkant. Moenie drink en bestuur nie. Dit is iets om Dis beter met 'n koeldrank. Ja, ons wil vir hulle met hulle kom gesels. Ons wil nie oor hulle gesels nie. Dis sy. Ja, ons wil jou hoor, ons wil met jou gesels, ons wil nie lees oor jou in 'n koerant nie. So baie geseënde Paasnaweek vir jou en jou gesin. Dankie dat julle na ons Kan ek nuus nog kyk. een Ja. eentjie noem? Vanoggend was daar 'n insident geweest, 5 km buite Ventersdorp en mense kon hoor in die persoon wat die voice note op die trafikgroep gestuur het, hoe bekommerd hy was, nie net oor die ongeluk nie, maar oor die mense wat nog verbykom. En dit is mistig geweest en niemand het hulle ligte aan nie. En seker nog Mense? spoed ook. Spoed ook. Moenie net daai fogliggies daaronder aan sit nie. Sit jou hoofligte aan in wanneer daar mis is en verminder jou spoed. Onthou, jy bestuur nie net vir jouself nie, jy bestuur vir iemand anders se gesin ook. En dit raak nou koud, so die mis gaan bietjie meer raak. As 'n bietjie meer mis, wees versigtig en verminder spoed. So ja, van ons af, ons gaan 'n lekker Paasnaweek hê. Ek Lekker ry, jy Paasnaweek. bly. Ek Ons het 'n baie interessante naweek. Ons het 'n familiebyeenkoms, ons het 'n tema Survivor. So ek jy gaan ons volgende week moet vertel daarvan. Ja, genade. Ons is so baie tyd. Julle, ons gesels volgende week met julle, sien julle Vrydag volgende week. Ons gesels weer. Ons gesels weer op Geselsnet. Asai. Hey, daar's 'n idee vir Hennies. Hulle moet parliamentary TV op een van die TV sit en elke keer waar daar gesê word point of Sluk. order, sluk. Het jy gehoor, Jonathan? Daar's 'n idee vir julle.